Ek wil vanoggend en ek gaan my bes probeer om nie baie tyd in beslag te neem nie, ek niks beloof nie. Maar ek het nodig om met u te praat en as ek nie deur alles kan kom vandag nie, sal ons volgende week aangaan. Want ek dink nie dat hierdie ding moet gejaag word nie, want ons moet verstaan dat dit wat ons as gemeente moet doen. Want jy sien, ons wat hier sit, vorm deel van die liggaam van Christus. As jy saamstem, sê my amen. Amen. En baie maal, soos ek laas week gesê het, ek het al hoeveel keer in my lewe gevoel dat, weet, jy bid en jy kry net nie antwoord nie. En daar is soveel beloftes in die Bybel wat die Here vir ons gee. En met alles daarmee saam bid jy baie maal oor sekere aspekte en goed, en dit is net asof die antwoorde nie kom nie. En ek het op 'n stadium het ek gewonder en ek het iets gehoor en ek het gaan begin navorsing doen in hierdie goed en die Here is besig om met my 'n pad te stap en ek as die herder van die gemeente is veronderstel om seker te maak dat ons gemeente voldoen aan God se voorskrifte. En die ding is, ons is die liggaam van Christus. Maar die probleem is, en ek gaan vandag nie net praat, ek praat in die geheel, maar as ek praat vandag van die kerk, praat ek van ons wat hier binne sit. Want die ding is, we are a body. Maar ek gaan met alle eerlikheid vir u sê, the body is not functioning like it should. Weet, ons kry beloftes in die Bybel, Psalm 50 vers 15. Sê die Here vir my, roep my aan in die dag van benoudheid. En hy sê, ek sal jou uithelp. Maar jy moet my eer. En die ding is, dis 'n belofte wat ons het. En ek het hierdie week, die laaste 3 weke, loop ek met hierdie ding en weet, baie maal skryf ons goed af aan dis nie God se wil gewees nie. Maar op einde van die dag vra ek die vraag, dan, wie is ek om te sê wat God se wil is? Amen. Want die ding is, as ek kyk wat in die woord staan, dan sê ek my Here, u sê roep my aan. En die Here het al geantwoord, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar as ons kyk na wat die bediening alles behels en al die goed wat gebeur, hy sê op die sieke sal hy die hande lê en hy sal gesond word. Hy sê nie, miskien nie. Hy sê nie, ek sal sien hoe ek daaroor voel nie. Hy sê, hy sal gesond word. Nou vra ek, hoeveel siek mense se lewens, daar is 'n groot getuienis agter, maar in die kerk het ons al ons siekes, die hande op die siekes gelê, en hulle word eenvoudig net nie gesond nie. En ek vra my, Here, hoekom nie? Want die woord sê, hulle sal gesond word. En hy sê, wat is daar alles skrif soos dit? Matteus 7 vers 7. Hy sê, bid, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal opgemaak word. In Markus 16 vers 18, 17 en 18 sê hy, en vir die wat glo, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en hulle sal iets dodeliks drink, en dit hulle geen kwaad doen nie. Op die siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. En baie maal dan kom, verstaan ek nie goed nie, want ons doen wat ons moet doen, en ons probeer baie hard om te doen wat ons veronderstel is om te doen, maar ek sien nog steeds nie wat die woord sê, ons moet sien nie. Ja. En die ding is, hier is soveel siek mense,
Kan ek gou sien in hierdie kerk, wie is hier wat nie lekker voel nie, wat seer het, wat 'n krankheid het, wat 'n probleem het? Verstaan jy, dat die woord sê, op die sieke moet jy die hande lê, en hy sal gesond word. Why isn't it happening? Hier's mense wat verslawings vasgebind is, hulle kom nie vry nie. Ek het by goeie Vrydagsdiens gesê, as ons verstaan wat die Here vir ons gedoen het, en ek het so gesê, hy het nie net een druppel gegee nie, hy het alles gegee, hy het niks teruggehou nie. Why are there still people sitting in bondage? En die ding is, nou begin ou die vraag vra. En hy sê, my Here, wat is dan fout? En ek wil vir jou sê, ons moet baie versigtig wees wanneer ons vra, Here, wat is fout? Want as ons vra wat is fout, kan jy nie daai vraag aan God stel nie, want die fout sal nooit ooit by God lê. Die fout lê by ons as mens. Weet, nou kom die woord en hy sê daar op 'n plek, hy sê, daarom sê ek vir julle, Markus 11:24, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Ek gaan jou sê, hoekom dit nie gebeur, ek sal nou by dit kom. Dan is daar 'n ander plek wat hy sê, julle begeer, en julle het nie. Julle pleeg moord, en is naaiwerig, julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Daar is 'n baie groot ding. Nou sê hy daar in vers 3 van Jakobus 4, sê hy, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle welleste deur te bring. Want hoeveel maal bid ons? En ek het dit al van tevore gesê, hoeveel keer bid ons, en ons vra eerder vir geestelike goed, as vleeslike goed. Maar jy sien, ons wil goed by God hê, wat my vleeslikheid gaan tevrede stel. Hy sê, jy bid wat jy bid nie reg nie. Nou, ek het al gebid hard, ek het al sag gebid, ek het al op my knie gebid, ek het al geskree as ek gebid, Here, waar is U? Maar niks werk nie. Is iemand wat ons so gevoel het? Vlees enig teen. Wat ons baie keer wonder en keer waar is U? En die Here is besig om met my, of die Heilige Gees is besig om my op pad te stap oor dit. Want jy sien, terwyl ek in die woord indelf en gaan kyk, kom ek nou agter dat Jesus is die hoof van die kerk. Reg of verkeerd? So let's look at the body. Hy is die hoof. In Efesiërs 1:22 sê hy, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. So within the body of Christ, nou jy verstaan, hy is die hoof, ek en jy maak deel van die liggaam. En ek kom agter, maar dis eintlik die liggaam wat die funksies moet uitvoer. En hoekom gebeur dit nie? Want jy moet verstaan, as ons die liggaam van Christus is, dan vra ek die vraag, why aren't we seeing it? Because the body is not functioning. En jy moet maar verskoon vanoggend met my vrou gesê, die mense moet maar vas vanoggend aan hulle stoele. Wat weet jy wat Here met my gebeur van praat, sê 3 weke terug, weet die saak. En die ding is, ons onderskei nie die liggaam nie. En as ons praat van die liggaam, you don't discern the body of Christ, dan dink ons, Christus, is ek reg of verkeerd? Maar wie is die liggaam, broers en susters? Ons
is die liggaam. We are the hands and feet of the Lord Jesus Christ. Wanneer die Here 'n opdrag gee, kan ek sien vir wie die Here al gebid oor 'n saak en geontvang. Maar kom ek vat uit my eie lewe uit. Ek het in my binnekamer gegaan en ek het gesê, Here, U ken die omstandighede. U weet wat ons omstandighede is. Ons was 'n paar jaar terug in 'n baie slegte posisie gewees. En ek het gelukkig geslim en dit opgewerk nie. En die Here Jesus rig 'n persoon op. Is iemand al wat gebid het vir 'n kar? Wat nie geniet gekry het? Okay. Daar sê. Is daar iemand wat gebid het vir iets anders wat jy nodig gehad het en dit gekry het? Ja. Jy sien, en hier is die ding. Om binne het gebid vir 'n kar. Die kar het nie die hemel uitgeval nie. Die Here het voorsien deur 'n body wat 'n geopende oor gehad het, wat ag gegee op die stem van God en gesê, ja Here, ek sal doen wat U vir my sê. Ek sal vir Billy die karsleutels gee. As 'n jong seun kan onthou by Pinkster Christenkerk in Boksburg Noord, derde straat. Nou moet jy verstaan, die Here gee die begeertes van jou hart, nee. En ouens maak ons grappe oor wat se karre hulle ry. Maar ons het 'n Ford gery. So. Maar die ding is, ons het probleme gehad met die kar. My ma het gebid vir 'n ander kar. Toe by die kerk uitstap, toe kom maar 'n wildvreemde man, hy stop in die straat, hy sê, mevrou, ek moet vir jou hierdie setels gee. Hier is jou nuwe kar. Toe staan daar ook 'n Ford. Ja. Maar outomaties nie. Maar verstaan, dit gaan oor iemand het ag gegee op die stem van God en hy het gesê, ja Here, ek sal doen wat U vir my sê. Maar dit is die probleem van vandag se kerk, want die mense hoor, maar hulle doen nie wat God sê nie en dan kan dit nie verstaan nie. En dan sê ons, Here, maar waar is U? Hoekom werk U nie? Maar die ding is, ons gee nie ag op die stem van die Here nie. Ons gee nie ag as God met ons praat nie. Want nee, hulle verdien dit nie. Wie is hy om te sê? God het vir jou gesê, gee. Al wat hy vandag van jou verwag is om te sê, yes Lord, I will. Maar die ding is, ons bevraagteken God te veel. Ons kan dit nie doen nie. En dan sit ons in die posisie, ons vra my, Here, hoekom? Hoekom bid ons en ons hoor kry nie antwoord nie? Weet jy wat die ironiese ding is? Ek sê nie, dit is elke keer so nie. Maar hoeveel keer? Ek dink die meerderheid van die kere wanneer daar gebid word vir sekere goed, is dit nie eens mense wat in die liggaam van Christus is nie, wat voorsien. Dis die ouens wat nie die Here dien nie. Wat sê ja. Hoekom? Want ons het gemaklik geraak in die kerk. Ons het gewoond geraak aan God en ons dink God is ons maatjie. 'n Vriend van my, hy gaan die kerk toe en ek sit op hom om te sê, kom, dat jy by die kerk uitkom. Want ek sien wat besig is om sy lewe te gebeur. En weet jy wat? He acknowledges God and God blesses him every time. Dit is eerlik waar so. Daar is sy hand is so oop. As ek nou gaan, ek sê, hoor die man, ek het hierdie over te daai. Hy is ook in die boubedryf. Dan sê ek, kom ons doen dit. En weet wat, die Here seën hom daarvoor. Maar as ons kyk, en ek is ongelukkig, soos ek sê, hou maar vas. Maar as ons kyk in die kerk, dan weet ons, die boetie en die sussie langs ons, het nie. Maar as ons sê, ag, sussie, bid vir jou, vertrou net op die Here. Die Here sal deurkom. Ek het laas week gesê, but it's in your means to make the difference. Maar ons hou vas. Want weet jy wat, ek dink ons is 'n tipe van 'n God. Die ding is, ons het nodig om ag te gee wanneer die Here met ons praat. Maar die ding is, we are the body. We are the hands and feet. En die ding is, ons moet ag gee. Maar die ding is, en ek gaan dit eerlikwaar sê, die kerk is nie op die plek
wat hy moet wees nie. We're not discerning the body, because the minute if we start discerning the body will start functioning like a body, maar tot in daai tyd toe gaan dit nie gebeur nie. En ons het nodig as gemeente, as kerk, in geheel, in die wêreld, wil ek ook sê, het ons nodig om saam te trek. Maar jy sien, die wêreld dink dat, ek weet nie, van die mense in die wêreld is, ek wil nou seker nie leer, maar dit gaan op YouTube, maar ek weet nie hoe dink hulle nie. Kerke dink dat die Here het 'n plan A vir hierdie kerk, en het 'n ander plan vir 'n ander kerk. Wanneer die kerk, wanneer God praat van die liggaam, dan praat hy van die liggaam as een individu. Ja. So hoekom gaan hy nou hier so werk, en vir iemand anders 'n ander rede gee? He works the same way. Hy is God. Die woord sê, hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid toe is hy dieselfde. En ek wil vir jou sê, maak nie saak wat die behoefte is nie. Fisies, sielkundig, finansiëel. Dit is my en jou werk, om ingestel te wees, vir die inspraak van God se Gees. Maar die ding is, ons is nie. Ons is hier, om die behoeftes van die mens te vervul. En ek praat nie net fisies nie. Ek praat nie eers oor geld net nie. Ek praat van, hoeveel keer sit ons in 'n kerk, en jy weet, jou boetie en jou sussie gaan gebuk onder 'n geweldige saak. Maar, jy sal nie eens gaan onderskraaf en sê, hoorie, kom met haar. Kom, ek stap saam met jou die pad. Come I help you see this through. Ons doen dit nie, want het vat te veel van ons af. Want wat van my tyd? Ek wil vandag vir jou sê, ongeag die behoefte, Jesus is die antwoord. Ongeag die omstandighede, Jesus is die antwoord. En ons almal sit baie vinnig amen op dit, maar hier is dit, ek en jy. Ek en jy. Sit jou hand op jouself, sê ek en jy, of ek, is nodig. Jy het nodig om te hoor wanneer God praat. Ek het nodig om ag te gee wanneer God praat. Ek het nodig om te doen wat God sê ek moet doen, en wanneer ek dit moet doen. Want dit is die probleem. Ek ben no offense. Jesus is nie fisies op die aarde, 'n persoon wat jy kan sien, wat jy kan sê, ons roep aan, en hy antwoord. Maar hy antwoord deur kanale, menslike kanale. En weet jy wat, dit is, mense sal dink is verregaande, maar ek weet, hoeveel keer het ons al gesit in omstandighede, wat ek net weet, ek weet nie, hoe gaan ons dit doen nie? How are we gonna make it? En ek beloof jy, dit is 2-3 dae, of 'n dag per keer, dan kan jy 'n antwoord. Ek weet, ons het, een paar keer terug het dit gebeur, 'n vriend van my, ek weet nie, donkie jare laas met hom gepraat. En hy bel my die dag in die blauwte, en hy sê vir my, luister, maar ek kon nie eens weet met wie hy praat nie. Ek kon nie sy stem herken nie. Hy sê, maar as jy pastoor, Nico, die kerk in Bouw, ek sê ja. Dit was net na COVID, of gedurende COVID. Nou nie verstaan, vir 7 maande stuk reis ek werk nie. My vrou werk, ons kan gaan werk nie. Maar things need to get paid. En die ou bel my die blauwte, ek sê, ek weet nie wat sy kan doen nie. Hy sê vir my, die Here sê, ek moet vir jou 10.000 rand gee. 'n week voor dit, het ons heilig gesê, Here, as U nie gaan voorsien nie, weet ek nie hoe gaan ek dit maak nie. Dit is wat God doen. Dit is wie hy is. Maar jy sien, die ding is, ons verwag, dat wanneer ons roep, moet God antwoord. Maar wanneer God met jou praat om te sê antwoord, dan wil ons dit nie doen nie. En ek wil regtig, ek wil hê dat ons moet kyk na wat die Here vir ons sê in die dag. En ek praat nou met ons as gemeente. We need to start pulling together as a body of Christ and start functioning like it. Ek en my vrou en 1 of 2 of 3 mense kan nie hierdie wa alleen trek nie. Ons is 'n liggaam
wat moet funksioneer soos 'n liggaam, maar ons doen nie. Want ons almal is op ons eie wysie, op ons eie plek. En regtig, ons het nodig om die rieme styf te trek en te sê, maar weet jy wat, ek wil nie net op een geestelike vlak bly nie. It's time for us to elevate and go to a higher place, to the next level, because we need to get to the next level, because it's only at the next level that things can really start changing, because why? We are used to what's happening at the moment. En ek wil vir u sê, dieper en meer dinge, hoor groter dinge wat ek van God af hê, as waar ons wil is. Amen. Ek is nie ondankbaar vir wat ons het nie, maar ek wil dieper in die diepstes in. Nader al nader. As jy Bybel saamgebring het, maak vir my ook by 1 Korintiërs 11. Ek gaan 'n paar verse daar lees. Ek gaan regtig vandag probeer net om, want die Here het hierdie goed vir my gegee, en ek wil dit vir jou so probeer aflewer, en soos ek sê, as ek nie deur alles kan kom nie, gaan ons kyk om die volgende week ook aan te gaan. As die Here wil, as jy daar skryf, moet jy sê amen. En as jy nie Bybel saamgebring het, kan jy op die bord lees. Hierdie gedeelte word baie maal gebruik by die gebruik van die nagmaal. Hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van hierdie Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en van die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Nou lees nou daai gedeelte, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle al baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het al ontslaap. Nou sê 1 Korintiërs 10, as jy net 'n bladsy terugblaai, vers 16, 17 sê daar, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal het deel aan een brood. Ons moet verstaan, die oomblik die dag toe jou hart vir God gee, en jy word gewederbaar, toe word jy deel van hierdie liggaam. En saam met die feit dat jy deel geword het van hierdie liggaam, het jy 'n funksie gekry in die liggaam. Ek wil net weer lees vers 29 van 1 Korintiërs 11, want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Kan ek gou vir jou vra, wie is die liggaam? Verstaan jy wat ek sê? Ons onderskei nie die liggaam van die Here. En die ding is, ons is deel van die liggaam. Maak nie saak wat ons doen nie. Die dag toe jou hart vir God gee, en jy gewederbaar word, toe word jy kind van God. Toe word jy deel van die liggaam. En ek gaan vir jou wys in Romeine 12. Kan jy gou na toe blaai? Sorry, nou jy gaan baie blaai vandag. Romeine 12 gaan ons so 4 verse saam lees. Hy sê, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie. So hoor wat ek vir jou sê, nie elke persoon in die plek kan dieselfde funksie hê nie. Ons almal het 'n unieke funksie. Maak nie saak hoe groot, hoe klein, hoe gering, wat ons elkeen het 'n funksie. So is almal, vers 5, saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer
in die lering. Of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. En so kan ons aangaan. Maar ek sê baie keer, ons is 'n liggaam, maar nou het jy die funksie gekry van die hand. Maar nou wil jy jy wil nie oor wees, jy wil nie die hand wees nie. Maar God gee vir ons die funksies soos wat hy wil. Ons pas in die liggaam in waar God ons wil hê. Nie waar jy wil wees nie. God gee ons die funksies en hy gee dit soos hy wil vir ons elkeen. So ongeag of hoe groot of hoe klein dit is, die een is nie minder belangrik as die ander een nie. En ek gaan dit vir julle nou wys, ek gaan dit lees vir julle aan die einde se kant. Nou Jesus as die hoof van die liggaam, neem die liggaam baie ernstig op. Dit is afdrol sy liggaam. Ek meen, as jy nou in jou liggaam, as jy jou toon staan, dan is dit seer. En wat gebeur? Op een dag, my vrou sit met 'n probleem met haar arm. Dit is nie vir haar maklik nie. Haar hele liggaam suffer as gevolg van dit. Maar weet jy wat sien ek in die kerkewêreld? Die liggaam suffer, maar elkeen is op sy eie nood met ons eie. Die woord sê vir ons, en ek gaan dit nou lees, as die een lid ly, moet die hele liggaam ly. Die woord sê dit nie ek nie. En dit wys my weer eens, dat die liggaam is nie op die plek waar hy moet wees nie, want elkeen is op sy bootjie en hy is in 'n rigting. Jesus neem as hoof van die liggaam, neem dit baie ernstig op. As jy kyk in Handelinge, ek dink dit is Handelinge 9. Sal 2 verse wat ek hier wil aanhaal. Jy kan vir Paulus onthou, die storie toe Paulus nog sy naam Saulus was. Het hulle die hoofpriester toe gaan, hy het 'n skrywer gaan kry, wat hom basies die reg gee, om die Christene te vervolg. En hy het gegaan om dit te doen. Hy het uitgeset, hy het moord geblaas oor die volgelinge van Jesus Christus. Die woord sê dit. En op sy pad na Damaskus toe, sê vers 3 vir ons, en toe hy op die reis naby Damaskus kom, omstraal hom 'n skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem sê, Saul, waarom vervolg jy my? Nou interessant, Jesus was reeds toe neem. So what is he talking about? Why are you persecuting the body of Christ? Jy sien, die Here vat dit baie ernstig op. En so mate so, dat hy sommer Paulus se hele lewe red. En sy lewe omdraai. Dit is so 'n mooi storie. Dat hy weet die heerlikheid van God vir 3 dae lank blind was. En na 3 dae kon hy sien. En nou sê op vir my vrou, ek sê ek gaan dit nie sê nie, maar ek gaan dit sê. Die Here draai iemand in die wêreld wat ons persecute sy lewe om. En sit ons mense in die kerk. Kan ek so sê, Christene? Kinders van die Here. Ons sê nou nie ons vervolg mekaar nie, maar waarom is ons mond uit te spoel by aan? Ons het baie te sê oor die volgende persoon. En ek wil mooi hoor, die Here is baie ernstig oor sy liggaam. Ons beskinder, ons praat sleg, ons benadeel mekaar. Praat nie van mense in die kerk nie. Gebeur ons nie, het gebeur in ander kerke. Maar kom ons wees eerlik. Ek glo nie, is iemand wat in die plek kan sit, wat nog iets vir my kan sê, hulle het nog nie een keer iets slegs gesê oor iemand anders in die kerk nie. En ek wil mooi hoor wat die Here vanoggend vir jou sê. Want hy stel belang in sy liggaam. Hy gee om vir sy liggaam. Want hy is die hoof van die hele liggaam. Jesus aan die woord in Matteus, dan weet my skryf Matteus 25.
verse lees daar van 31. Ek gaan hierdie hele gedeelte vir u lees, dan gaan ek probeer om die res nie alles te lees. Matthew 25 vanaf vers 31 af. Ek wil net hier vir jou uitwys hoe ernstig die godheid is oor die liggaam. Nou praat ons van God, Jesus en die liggaam. Hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van hierdie wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my geherberg. Ek het my herberg gegee. Ek was naak, julle het my beklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en u te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? Wanneer het ons u gesien of in die gevangenis na u gekom? En die koning antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit ook aan my gedoen. Nou kom hy by die ander gedeelte, en hy draai dit om. Hy sê, dan sal hy ook aan die linkerkant sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hoor mooi, nie vir jou die sondag nie, vir die duiwel en sy engele. Die hel is nie gemaak vir my en vir jou nie. That's not what the purpose, the hell is not there for you. But at the end of the day, we've got a choice to make. Yes, we're going to go there, or no, we're not. Want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak, en julle het my nie geklee nie, siek, en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover as julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringstes nie, het julle ook dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Do you understand how important the body is? Want hy praat van die geringstes. En wat is die gesegde? Charity starts at home. So, can we let it start at home? Kan ons dan bietjie begin kyk en ag gee? Want jy moet verstaan, soos ek jou sê, die godheid homself met die liggaam, hulle het verwantskap. Hy vereenselwig homself met die liggaam. Want weet jy wat, ek kan vandag vir jou sê, as jy ly, deel van die liggaam wat ek vir jou sê, Christus ly saam met jou. Want hy gee hom vir jou. Hy voel die pyn, hy voel die seer. Ek weet Lukas 10, hy sê vir ons al, gaan dan kyk, ek stuur julle uit soos lammers onder wolwe. Wie na julle luister na my. Wie julle verwerp my. En wie my verwerp die een wat my gestuur het. Dis nie ek wat dit sê nie, mense. God se woord sê dit. God is baie ernstig oor die kerk. God is baie ernstig oor die liggaam van Christus. En ek wil vandag vir jou sê, die liggaam funksioneer nie, want daar is verdeeldheid
in die liggaam. Daar's verdeeldheid in die liggaam. Die gawes funksioneer nie, want daar's verdeeldheid in die liggaam. Die gawes manifesteer nie, want daar's verdeeldheid in die liggaam. Ek wil dit aanhou bly sê, ek wens ek kan dit gerekord het en net oor gespeel het, dat dit kan insink. Want die ding is, die liggaam moet herstel. Die liggaam moet op die plek kom waar hy moet wees. Want dan wil ek vir jou sê, as ons eendragtig saamkom en die liggaam is op die plek waar hy moet wees, kan ek vandag vir jou sê, ek weet nie wat ek vir jou kan gee nie. Maar ek wil vir jou 'n belofte maak vandag, as die liggaam saamtrek en ons op die plek waar ons moet wees, kan jy 'n dooie in hierdie plek sit en ons sal bid en die Here sal optrek. Daar sal 'n siek hier wees en ek wil vandag vir jou sê, ons sal die hande op hom lê en die kanker sal op die grond val. Maar jy sien, ons raak so verwaand en ons sê, dit was nie God se wil nie. Weer wil ek vir jou sê, hoe kan ek sê wat God se wil is? I can't say what God's will is. And the body can only start functioning as a body as soon as it comes together as the body of Christ. Gaan kyk 'n bietjie wat gebeur wanneer daar eenheid is. Hoeveel keer het ons al gesien hier in die kerk? As ons hier instap en ons almal is eendragtig saam. Op die dag van Pinkster het hulle gesê hulle moet gaan wag op die Here. Maar die groot ding is, hulle was nie maar net in die kerk gewees nie. They was there with one purpose and one purpose only, and that is to receive the gift of the Holy Spirit. En wat het hulle daar gedoen? Hulle was daar vir een ding en een ding alleen. Hulle het gewag op God die Vader. They didn't know what's going to come. They just know that God said, I'll promise you something. My Vader gaan die Heilige Gees stuur. En hulle was eendragtig saam. En die oomblik as daar eendrag is, wat gebeur? Wat sy gesê het? Eendrag maak mag. Maar die probleem is, ons sit in die kerk en die een dink, hy is beter as die ander. Ek is jammer om te sê, maar dis die waarheid. Ons sit in die kerk, die een dink, hy is heiliger as die ander een. Ek wil nou vir jou sê, maak nie saak hoe heilig jy dink jy is nie, wat so vlak jy dink jy is nie, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor baie meer as nie dit gaan oor jou verhouding met God. Ek het ook al gesê, ons almal is op verskillende geestelike vlakke. But you can't expect everybody to be at your level. Want eerstens, dit is 'n proses to get there. En tweedens, dit vat bietjie in ding is dit, en die ander ding is, God bepaal waar hy jou wil hê en wat hy vir jou wil doen. En waar hy jou wil neersit om te doen wat hy moet doen, wat jy moet miskies. Daar is soveel afguns onder die kinders van die Here. Wat daarvan as die Here vir die daai fancy Mercedes gee wat jy so graag wil hê? Wat daarvan? Dankie, prys die Here. Sê, thank you God, bless her. Wat hoekom? Dalk moet sy, ek weet nie, kaap toe ry vir Here. En sy kan dit nie met haar, ek sê, jou die sal dit maak, maar wat ek sê is, verstaan, maar nou wil ons afgunstig raak, wanneer die Here iemand anders bless. Veral wat ons weet, lê daar al voor die Here, vir ingryping oor 'n spesifieke saak, vir 'n ander werk, vir 'n ander kar, al dalk vir 2 of 3 jaar. Maar het my karretjie gebreek gister, nou voel ek nie, dis nou onregverdig. Ek moet vra en die Here moet spring. Ons wil so maak, en die Here moet ag gee. Ek wil die Here moet bietjie so maak met ons, dat ons kan begin ag gee. Jy kry ons bietjie skrik, dat hulle wakker word. Ons praat sleg van mekaar, ons beskinder mekaar. En dan stap jy die kerk en hulle moet jou vroom gesig hê. Hulle moet die, jy het nou net die kar het hulle moes heerlik. Ek hoop nie hierdie pastoor gaan weer vir 2 uur bezig wees. Maar as jy kom aan loop was het oor.
Vanoggend toe gee ek vir die mense skrifte, hulle noem ons baie skrifte, en nou sê ek kom, toe ek opkyk, toe sê hulle daar nog hier, so, dit sê daar nog iets. Want so, ek weet van 'n paar mense, as ek hierdie skrifte dan geef hulle weg. Ek gaan nie so lang sit nie. Maar ons moet verstaan, ons is een liggaam. En ons moet regtig, ons moet begin funksioneer soos een liggaam. En ons gaan dit alleenlik kan doen. En dit is 'n persoonlike saak. Want dit begin by my. Dit begin by my as die herder. Dit begin by my vrou, dit begin by Delie, dit begin by Antoinette, dit begin by elkeen van ons as 'n individu. Om net te sê, Here, ek sal ag gee. En weet jy wat, ek beloof jou, beproef, of gaan toets dit. Vra 'n bietjie vir die Here, ek hoef nie seker weet, dis die Here weet het. Die Here praat met ons deur sy woord. Hy sê nie altyd vir jou wat jy wil hoor nie, maar hy praat met jou deur sy woord. Hy gee jou antwoord uit sy woord uit. Ek en ons vriende van ons het nou gebid vir seker 2 jaar oor haar werk. Moet sy bly, moet sy gaan. En dinge raak so ondraaglik, want ons bly en ons hou vas. En sy bid en sy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het 'n antwoord nodig. En die skrif wat sy kry, kom uit voor die verwoesting plaasvind. Dis die God wat ons aanbid. Amen. Wat hy gee om, vir my en vir jou. Hy gee om vir ons kinders, of vir sy kinders. En wie wat? We just need to start listening. He's forever speaking to us. You just need to listen. Die Here praat met ons gedurig deur. En ek wil u kom bemoedig met dit en ek wil vir u sê, kom ons trek saam as 'n liggaam. Kom ons raak betrokke as 'n liggaam. Want eerlikwaar, maak nie saak of jy nou, en dit gaan nou baie herhalend klink, of jy nou die toilet moet kom uitvee. Raak betrokke, want ons almal het 'n funksie in die liggaam. Moenie dat die pastoor na jou toe kom en vir jou vra, kom doen 'n item nie. Doen 'n item. En as jy nie kan sing nie, dan stig ons 'n koor soos pastoor Jooste het. Noem hulle die kraaienkoor. Kom staan hier voor en ons almal sing vals. Dan kan niemand weet as jy wat vals sing. Maar kom doen dit vir God. Doen iets, raak betrokke. Want weet jy wat daar deur? Jy kan dalk die voorkom sing en dalk 'n noot so skeef van dat Montgomery se hare reg op staan. Maar weet jy wat? Daai vrymoedigheid gaan dalk vir JP iets beteken. Terwyl as hulle dit kan doen, hoekom kan ek dit nie doen nie? Nie almal van ons kan sing nie. Maar dit gaan oor jy hier uitkom. Ek dink wel, ek wil benadeel, ek dink dan by die AGS kerk is ons by die PPK's op 'n stadium by 'n konferensie. Hierdie band gaan op by die tent en hulle die hoe met hulle die gitare vas hou, kan jy sien, hoor, nee maar hierdie ons is nie van hier nie, hoor. Hulle verstaan nou hoe, jy kan sommer sien, nou hou die ding professioneel vas. En toe die eerste noot trek toe sit, op tyd, in ritme. Dit klink fantasties. But it's all about me. En hierna gaan die ou met Tannie met 'n geskeurde klavier op die verhoog en hulle sing 'n lied. En die ou met die Tannie is nie lekker op key nie. Maar weet jy wat? They didn't come to be a show. They came to bring an offering to God. En die oomblik toe dit gebeur, toe val die krag van die Here in daardie plek. So ek wil vir jou sê, as jou hart reg is, kom. Maak nie saak hoe nie, kom doen net wat ons moet doen. Kom ons raak deel, kom ons raak betrokke in die liggaam. Sodat ons kan begin funksioneer. Want ek gaan nou vir jou, ek gaan nie weer gaan los, ek is dan klaar. Hoe lang is ek bezig? 1 Korintiërs 12, ons gaan net verder lees, vers 20. Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam.
En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van een liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Want ek het nou net gesê, nie almal het dieselfde plek nie. Nie almal is op dieselfde plek nie. En die een mag dalk swakker lyk as die ander een. Maar onthou een ding, dit is nie my plek nie, wat ons as mens baie maal doen, om neer te kyk op die swakkes nie. Because they might look a bit weaker, but they are not. Hy sê, en die lede, ekskuus, dan gaan verder in gebruik vers 22, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik, wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloedige eer, en soek ons sierlike lede oorvloedige sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid 'n oorvloedige eer gegee. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Dis nou, hoor. Vers 26. En as een lid ly al die lede saam. Maar wat doen ons baie maal? Baie maal sal ons vir 'n betekenis as jy sien wat dalk nou nie besig is met wat hy moet nie nou sê, luister, jy moet regkom. Jy gaan seker in die geval. Wat doen ons as daai ou val? Ek het vir jou gesê. Ons doen dit. Dat hulle wil nie luister nie, dat hulle voel. In plaas daarvan wil sê, papa, kom, let's stand up. Ons is deel van een liggaam. Kom ons gaan aan. Onderskraag mekaar. Hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ons is individuele mense, ons elkeen het sy eie plek onder die son. En dit is nodig dat ons as liggaam sal saamtrek aan mekaar. En weet jy wat? Om te doen dit wat God van ons verwag as die liggaam, gaan veroorsaak dat hierdie liggaam, kan ek nou sê, as ons kan saamtrek as gemeente, en ernstig begin saam staan, dan ek vandag vir jou sê, ons gaan groot dinge ervaar, in die geestelike. En nie in die geestelike nie, maar weet wat, veroorspoel in jou vleeslike. Want dit is wat die woord sê. But we need to start at a point. En weer eens, en ek gaan volstaan by dit. We need to start getting to a point where we say, Here, dat ek na myself kyk en 'n besluit maak. En besluit vandag om te sê ek gaan of ek gaan nie. Ek wil nie dit sê wat die laas gesê, maar is nie mooi nie. Maar besluit of jy ernstig wil wees met die Here of nie. Want God is nie vir die spirit nie. God soek manne en vroue wat op in waarheid sal aanbid en opregtheid sal aanbid. En die oomblik as ons dit gaan doen, kinders van God, gaan jy groot dinge sien gebeur. En dit is ons mikpunt om te gaan na hoër hoogtes toe. Om op plekke te kan kom waar ons kan saamkom en net 'n verskil maak in die koninkryk van die Here. Maar dit gaan begin deur 'n verskil te maak onder mekaar se lewens. Kom ons wees daar vir mekaar. Die Here sê.